Hey, en dis hartlike Shabbat Shalom van my kant af. En 'n hartlike Shabbat Shalom van my af uit 'n verskriklike Ek het warm Jeffreys Bar. ons moet regtig, nee, ons ook uit ek wil sommer by voorbaat dan 'n verskoning maak. Ek het nie my talit aan nie. Ek weet anders gaan die sweet by my net afloop. Maar ons is dankbaar daarvoor. Ek weet daar's baie mense wat nou nog die laaste dae van die vakansie geniet en dis meer. En maar kom ons hoop dat hierdie lering wat ons vandag gaan doen, dat dit net so sal koop, né? Ek dink daar is definitief 'n boodskap vir baie wat ek van weet wat dit moet hoor. Ongelukkig het baie van hulle verskoning gemaak, maar dit gaan op YouTube wees. Ons gaan dit plaas daar, so as jy gemis het, gaan asseblief terug en gaan vang op YouTube. Ja, nee, verseker hoor. Goed, ons is nie baie nie, maar ek dink die paartjies van ons wat op is, ons kan nog agterna 'n behoorlike midrash doen en ek dink jy van agterkom kom ons so sê. So kom ons spring sommer dadelik weg. Kom ons kyk na Tehillim 41. Ek dink ons speel hom, né? Dis 'n lied wat ons speel. Okay, speel hom vir ons ja. En dit was nou nogal vir my in my lewe hierdie week baie significant, so kom ons luister wat dit sê. Blessed those who help the weak in their time of need. They speak in times of trouble, pain, and strife. They'll be guarded, shielded alive. You will heal their broken hearts, give them strength to never part from the faith that soldiers on, even when the hope seems gone. In your hands we find our grace, in your light we see our place. When the world seems harsh and cold, in your love we make so bold. Enemies may speak in vain, wishing nothing but our pain. Yet your mercy all we see, through the darkest mystery. Lifting up our souls again, curing scars that may remain. On our chosen path we go, with a peace that you bestow. In your hands we find our grace, in your light we see our place. When the world seems harsh and cold, in your love we make so bold. In your hands we find our grace, in your light we see our place. When the world seems harsh and cold, in your love we made so bold. In your hands we find our grace, in your light we see our place. When the world seems harsh and cold, in your love we made so bold. In your hands we find our grace, in your light we see our place. When the world seems harsh and cold, in your love we made so bold. In your love we made so bold. En ons sê, soos vers 14 sê, geloofd sy Jahweh, die Elohim van Israel, van ewigheid tot in ewigheid.
Amen. Ja, amen. Weet jy, op daardie vers wat jy, of dit wat jy nou daar gespeel het, onmiddellik val dit my op, welgeluksalig, jy weet, en dit klink vir my soos een van die ou woorde, amper soos proefondervindelik, ek moet altyd eers net gaan kyk, wat beteken dit nou eintlik? Maar as jy teruggaan na die Engels, dan sal hy vir jou sê, blessed are so and so, nee, en as ek moet terugvat na die Amplified toe, dan sê hy vir jou, happy, fortunate to be envied. Nee, dis nou maar een van die goed. Die tweede ding wat ek vir jou wil sê is, Jolandi, weet jy het hierdie musiek by mekaar gesit, jy het raak gevat. Ek dink as ons klaar hierdie lering gedoen het, hierdie bespreking met mekaar gedoen het, gaan jy sien hoekom ek so sê, nou hoekom ek eintlik glimlag daaroor, want jy sit so ver weg van ons af, en ons het nie hierdie bespreek nie, jy het hierdie musiek gaan uitsoek, jy het gaan hoor wat sê Vader daarvan, en ek wil vir jou sommer by voorbaat dankie sê. Ons parasha, Vayegi, dis die laaste een van Bereshit, die boek van Bereshit, die eerste Torah boek, en hy lewer nogal 'n klompie interessanthede op, wat ek glo ek en jy wil hoor, veral as jy volwasse kinders het. Dit beteken, en hy het gelewe. En hy het gelewe. Onthou nou, hy is besig om sy testament vir hulle te gee, terwyl hy lewe. Ek dink dit is baie belangrik om daarvan kennis te neem, want wat hy gaan hier 'n paar dinge doen, en dit gaan vir my en vir jou as ouers gaan dit challenge, dat ons ook 'n paar dinge doen, en daarby hou, en hoekom? Want weet jy wat, hy sê nie, hy wat Jakob is, hy sê nie net hierdie goed nie, dis 'n profetiese insig, met ander woorde, hy het by die Ruach gehoor, wat dit is wat hy met elkeen van hierdie kinders moet uitspreek. Ek aanvaar jy die Torah gedeelte gedoen, ek aanvaar jy die alias gaan lees, nee, die alias het ook 'n paar interessante vrae, nogal heelwat interessante antwoorde ook opgelewer. So kom ons kyk na die resie van, hoe lyk ons leesgedeelte? Ja, uit die Torah uit is dit Bereshit, of dan nou Genesis 47 vers 28 tot hoofstuk 50 vers 26, en dan die Haftara is Melachim Alef of 1 Konings 2 vers 1 tot 12, en uit die Brit Hadisha of die hernieuwde verbond dan nou, die wat dit dan nou die Nuwe Testament noem, is Maasai of Handelinge 7 vers 9 tot 16, Ivrim of Hebreërs 11 vers 21 en 22, en dan Kefa Alef of 1 Petrus 1 vers 3 tot 9, en laastens hoofstuk 2 vers 11 tot 17. Vanmôre toe ons gou deur hierdie gedeelte gaan, toe dink ek, ons het nou nie eintlik 'n opsomming ingesit nie, wat hulle kan maar sien, ek gaan van die rekenaar af gou lees, ek wil net so 'n bietjie van 'n opsomming gee van waaroor hierdie dan nou gaan. Waar hy het geleef, dis parasha 12 wat ons nou het, en dit is die boek, maar Bereshit is 'n boek rakende die begin, maar hy sluit af met 'n visie vir die toekoms, en dit moet ook 'n visie wees vir die toekoms vir my en vir jou. Jy gaan sien hoekom ons so sê. Goed, voordat ek nou by my notas gaan uitkom, wil ek net eers vir jou sê, ons is nou hier by die einde van parasha, aan die einde van Ons kom daarby, ons nou daarby. Het ek hom 'n bietjie vooruit Ek geloop. 'n bietjie vooruit. Okay, dan gaan ons aan by waar ek was. Omdat dit net Bereshit eindig nie met die dood nie, dit gaan oor die dood van Jakob en wat daarna gaan gebeur. Dit eintlik gaan dit eindig met 'n identiteit wat vasgestel is. Dit gaan oor 'n destiny, 'n bestemming wat reeds uitgespreek is, en dit gaan ook oor 'n toekoms wat by voorbaat opgeëis word. Nou, dis 'n mondvol, ek weet dit. So, weer eens, waar jy uit geleef, en dit doen hy wat Jakob terwyl hy leef. En ek wil hê jy moet luister daarna, jy mooi luister, en weet dit word opsetlik so gedoen, want as jy hierdie gaan mis, dan mis jy eintlik die hele einde van die eerste Torah boek, wat Bereshit is. Hierdie boek sluit af met 'n onversetlike, kompromieslose en onwrikbare waarheid, en ons kom nou net daarby uit. Nou, jy gaan dan sien, hy begin met 'n finale aksie wat geneem word in Bereshit. Dit handel nie oor nostalgie nie, jy moet dit weet. Dis nie 'n nostalgiese ding nie. Dis eerder gaan Jakob strategie hier bepaal, beplan, uitvoer. Die tweede ding waaroor dit nie gaan nie, dit gaan nie oor sentiment nie. Dit gaan eerder, of dit handel eerder oor 'n oordrag wat moet plaasvind. En dan gaan dit ook nie regtig
oor die dood nie, maar eerder die rigting wat aangegee word na die dood. So dit maak dit baie belangrik. Goed, so, kom ons kyk na Wajegie se opsomming, net so vlugtig. Ek gaan nie al sê hoe die alias doen nie. Ons sien dat Jakob is aan die einde van sy 17 jaar wat hy in Mitzrayim bly. En dan net, hy wil nie daar bly nie. Hy gaan sekere goed gaan hy nou vir ons gee, ek gaan nie julle almal vir jou uitspel nie. Hy is besig om siek te raak. Hy roep vir Josef om sekere dinge te doen. Hy wil bepaal wat gaan na sy dood gebeur, dat sy beendere weggevat moet word. Hy wil sekere goed doen rondom Efraim en Manasse, die twee seuns van Josef, en dan gaan ons by die belangrike ene kom, wat die laaste van die alias is, en dit is, hy gaan elkeen van hierdie seuns gaan hy aanspreek. Is dit 'n seun? Dit word normaalweg uitgegee as dis die blessing wat hy oor hulle uitspreek, en dit is sekerlik ook 'n blessing, maar daar is sekere goed wat hy rigting aanduiding gaan gee, en ons moet kyk, wat is dit wat hy presies gaan doen. So kom ons kyk, so die boek van Bereshit begin met die skepping, en ons eindig op met vaders wat seuns definieer. En vanmôre toe ek ek 'n bietjie daaroor praat, sê ons vir mekaar, wil jy weet hoe belangrik is daai sinnetjie? Vaders wat seuns definieer. Ons gaan nou vir jou vertel wat ons daarmee bedoel. En hierdie week in ons lewe het dit so baie opgekom, die kwessie van seuns, kleinseuns, seuns in die algemeen, en die verantwoordelikheid wat dit behels as ouers, om seuns spesifiek, dogters ook, maar seuns spesifiek. Ek hoop hierdie gaan jou ore oopmaak vandag. Ja, dis ek moet sê, ons praat hier met mense wat volwasse kinders het. Nee. Die tweede ding waarmee hierdie boek gaan eindig is seëninge wat nasies gaan vorm, en dan laastens, dit klink weird, maar jy gaan sien dit gaan so uitspeel wanneer Israel, Mitzrayim of Egipte dan nou gaan verlaat. Dis gebeentes wat wag vir verlossing. Met ander woorde, die gebeente van Josef wat definitief en bepaald weggeneem moet word, en daar's 'n redes daarvoor. Dis die gebeentes wat wag vir die verlossing. Goed, kom ons kyk. Kom ons hoop ek het hierdie nou nie 'n te lang sin gemaak dat dit te moeilik is om te verstaan nie. 'n Man leef nie werklik net vir so lank as wat hy asemhaal nie, maar hy leef deur dit wat hy verseker, ver na sy eie leeftyd. So die impak van wat ek nou hier vir jou sê is waarskynlik baie groter as wat ek en jy kan dink. As jy 'n seun of seuns het jy die verpligting om hom as die saaddraer van jou nageslag om in hom in te bou wat die uitbouing van daardie nageslag sal verseker. Nou soos wat ons aangaan sal ons sien dat die gryse Jakob onder andere presies dit gaan doen met al sy seuns wat alreeds volwasse ouderdom bereik het. Nee? Ek dink net so 'n oombliekie daaraan. As Jakob vir 22 jaar oor Josef getreur het en hy nog 17 jaar in Mitzrayim gebly, dan beteken dit sy jongste seun Benjamin is ten minste 39 jaar oud wanneer hy hulle bymekaar gaan roep, né? En dan trek hy ook Efraim en Manasse in, dis nou die kleinseuns, die seuns van Josef wie hy aangeneem het as sy eie, hulle was eintlik nou die jongste. En dit klink regtig hier asof hy hulle met 'n lewende testament gaan seën. En alles wat hy gaan sê, gaan uitspeel tot in die boek van Gazon of Openbaring, wat praat van die nuwe Jerusalem met die 12 poorte wat vernoem word na hierdie seuns wat hy nou gaan adresseer. Jakob gaan hier goed vasmaak wat ek en jy van kennis moet neem, dat ek en jy vorm deel, ons is ingeënt by Israel, dit affekteer vir my en vir jou ook. So hierdie is nie net mooi wense soos wat jy gaan sien nie. Hierdie is 'n profetiese inspraak, ek gaan net vir jou die skrif gee, van wat gaan gebeur in die toekoms, aan die einde van die dae. Dit is presies wat hy vir hulle sê. Dit gaan gebeur en hulle moet daarvan kennis neem. Goed, so Jakob gaan nou 3 nie onderhandelbare dinge voor sy dood doen.
Hy gaan hulle identiteit anker. Met ander woorde, hy gaan sy seuns laat verstaan wie hulle regtig is. Nie wie hulle voorgee om te wees nie, nie soos wat hulle wens om gesien te word nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat hy gaan doen is hy gaan hulle erfenis, dis nou die grond, die afkoms en die belofte gaan hy vasmaak. Nadat hy hierdie gedoen het, mense gaan daar nie 'n hersiening wees na Jakob se afsterwe nie. Wat hy hier doen is onomkeerbaar, vasgemaak. So dan meer daaroor praat. Die derde ding wat hy gaan doen is, hy rig die toekoms vorentoe, baie verder as Mitzraim, baie verder as oorlewing, na 'n verlossing wat hulle nog nie kan raak sien nie. So hierdie is nie 'n afsluiting of so wat ons te ken, 'n closure nie. Wat hy hier doen is, hy spreek hierdie goed uit, wat hy nou gaan doen in hierdie parasha, soos 'n militêre bevelvoerder, met gesag, en soos iemand wat geen teespraak verwag nie. En as jy mooi gelees het, sal jy sien nie een van die seuns het 'n dooie woord gesê, behalwe Josef wat gesê het, nee, nie so nie, dis die oudste, maar niemand het teespraak van enige aard gegee nie. Onthou ek het net vir gesê, hulle is almal volwasse kinders hierdie. Hierdie goed wat hy spreek, dis iets wat uitgevoer gaan word. Ek wil vir jou sê, moderne lesers is nou ons in hierdie westerse omgewing waarin ons self bevind. Ons het 'n westerse sterfbedmodel ingevoer. En hoe lyk daai model? Vir hulle moet hierdie model praat van rekonsiliasie, versoening, of emosionele berusting, selfs emosionele ontknoping met closure. Ekskuus, jy hoor seker nou maar die effense sarkasme, nee, maar is dit nie wat deesdae wat ons doen nie. Want ons hou daarvan, ons wil tog net hierdie finale woorde van vertroosting hê. Dit is nie die Hebreëse denkwêreld van Vader Jakob nie. Sy finale toespraak is nie 'n terapeutiese oomblik nie. Dis 'n uitvoerende autoriteit wat hy uitoefen op 'n baie bepaalde tydsgrens, tydvlak, en dis op die laaste oomblikke van sy lewe. En in Hebreëse of in die Hebreëse denkwêreld is dit 'n bevelsgesag aan die rand van tyd. Jy gaan mooi verstaan soos klaar is. So ek en jy sit met 'n ongemaklike uitdaging wat ek voel ons moet hier uitspreek sodat ek en jy dit kan verstaan. Nee? Want Bereshit eindig met 'n visie. Die vader sterf terwyl hy die toekoms beplan. Josef weier om in Mitzraim begrawe te word. So kan jy sien dat enige ding van geloof wat eindig met 'n troos of 'n afsluiting of 'n ballingskap, nee, jy het al klaar begin om die Torah verkeerd te verstaan. Bereshit eindig nie met 'n graf nie. Dit eindig met bene wat wag om huis toe gedra te word op grond van die verbond met Abraham, Jitsak en Jakob. Jakob sê ook, vat my bene na die land toe. Hoekom? Die land is een van die 4 pilare waaroor ons so gereeld praat. Begrawe my in jou land, nie in Mitzraim nie. Mitzraim is nie jou destiny nie, dis nie jou bestemming nie. Dit is nie. Dis die toon wat hy hier stel. Enigiets anders kan nie doeteenvoudig as oneerlik beskou word. Mitzraim, Babylon, wat jy dit ook al noem, is nie jou bestemming nie. Israel. So het ons dit gesien in Israel ook, né? Ja. Dat mense werklik al die jaar sal maak, hulle sal, wat is die Afrikaanse convert? Wel is dit bekeringsproses, conversion proses, ja. Sal hulle gaan, net om in Israel te kom, sodat daar begrawe So kan dat- word. As jy nou al by die live gesien het, jy is heeltemal reg, nee. Maar ek meen daai mense wat ons daar gesien het, die man het uitdruklik gesê, ek wil in die land begrawe word. Dis een van die dinge, ek wil in die land begrawe word. En as daar so hierdie groot aandrang is by Vader Jakob en by Josef, dat hulle bene in die land, waar los dit my en jou? Is dit, vanuit ek in my in Suid-Afrika begrawe word, of wat ook al, of het jy ook daai begeerte? Kom ons kyk na hierdie eerste nie onderhandelbare faset wat Jakob van praat. Hy gaan hulle identiteit vir hulle anker. Hoor nou mooi wat hy sê. Ek het dit nou so mooi probeer vertaal en so mooi probeer sê. Jy weet, ek gaan toets my woorde en kyk of ek dit altyd op 'n beter manier kan stel.
Jakob sê nie vir sy seuns, oeg, julle het soveel potensiaal, julle kan enige iets wees wat julle wil nie. Nee, hy doen iets anderster. Hy sien die pad waarop hulle reeds loop en hy sê vir hulle waarheen daai pad gaan lei. Ruben byvoorbeeld sê hy nie vir, ag toe maar jy's nog steeds vir my belangrik nie. Of Simeon en Levi word nie getroos met julle bedoeling staan Shechem was eintlik goed nie, jy weet. Ek verstaan nie. En Jehuda word nie sommer net emosioneel opgehemel nie. Hy word in 'n posisie geplaas om 'n baie spesifieke werk te doen. So in die logika van Torah werk identiteit nie soos wat ek en jy dit vandag ken nie. Jy besluit nie self wie jy is nie. Ek weet ek gaan jou nou skok met wat ek sê. Jy besluit nie self wie jy is nie. Jou identiteit word raak gesien en uitgespreek deur iemand met die nodige gesag. Vat daai ding en dink aan Yeshua en dink wat spreek hy oor jou uit. Dink daaraan. Dis hoekom jy gaan sien hierso by Bereshit 49, dan sê vir die seuns hulle moet by mekaar kom. Hulle word nie as losstaande individue genooi nie. Hulle word ontbied as die begin van hele stamme en die toekoms van 'n nasie. Kom ons kyk net gou na vers 1. Daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, kom by mekaar dat ek julle kan verkondig, wat julle aan die einde van die dae sal beleef. Nie kan of miskien nie, sal. Versamel en hoor, seuns van Jakob, en luister na Jesrael, julle vader. En die teks maak hier eers melding van Jakob en dan Jesrael. Interessant, né? Ja, met ander woorde, beide sy identiteit. altyd van sy identiteit is hierso. So, wat is ons tweede nie onderhandelbare wat hy dan nou vir hulle gaan sê? Hy lê die erfenis lê hy vas. Nou maar wat bedoel ek met hy lê die erfenis dan nou vas? Wel, hy verseël dit. Hy grendel dit. Dis 'n finale afhandeling wat hy uitvoer. It is set in stone. Hy het 'n slot op die toekoms gesit wat niemand kan oopmaak nie. Dis 'n erfenis wat totaal onbeweeglik is. Dit kan nie afdwaal, wegdwaal, verander word nie. Dit is gekoppel aan die identiteit van die seuns. Ek dink ons almal verstaan nou duidelik dat dit die gesag van die Torah oordra. Wat nou gesê word is amptelik en dit is bindend, absoluut bindend op die geskiedenis wat nog moet uitspeel. Maar die vraag is, hoekom doen hy dit? Of hoe doen hy dit? Hy doen dit deurdat hy verwerp sy eie begrafnis in Mitzrayim. Dis nie my finale blyplek nie. Ek wil in my verbondsland wees. Die tweede ding wat hy doen is, hy verhoog Efraim en Manasse. Die derde ding wat hy doen is, hy verwyder Reuben se Begorah, met ander woorde sy eerstgeboortereg. Dan gaan hy en hy vestig Juda se scepter. So Jakob herstel hier iets wat nie later heronderhandel kan word nie, dit staan vas. Ek gaan vir jou net 'n vinnige voorbeeld gee, wat ek net so wil ingooi wat by my vroeër opgekom het. Besef jy dat Miriam van Nasaret, wat gehoor het dat sy gaan geboorte aan die Messias gee. Weet jy dat elke vrou uit die stam van Jehuda het daai tyd al, die verwagting gehad dat hulle die een sal wees wat geboorte gaan gee aan die Messias. Kan jy sien watter goed word hier vasgemaak wat daai tyd moet uitspeel? Jy gaan dit sien. So jy gaan sien na hierdie oomblik, na hierdie uitspraak van Jakob, die stamme gaan vorentoe in daai geskiedenis gaan hulle sondig. Jy gaan dit sien. Jy gaan dit sien in die boek van Rigters. Jy gaan sien konings gaan opstaan en jy gaan sien konings gaan val. Ballingskap gaan kom en dit het. Maar hierdie padkaart, hierdie kaart van die erfenis wat Jakob hulle hier uitgespel het, dis wat hy vir sy seuns vasgemaak het en in hierdie parasha staan dit vas. Hulle gaan altyd 'n dokument hê as ware om na toe terug te keer as hulle die pad byster raak. En dit letterlik verseël eintlik. En dit absoluut verseël, dis onomkeerbaar, onveranderbaar, onveranderlik, hy kan nie. So dis hoekom Josef, hoor nou my nie Jakob nie, Josef voor sy eie dood, dan dring hy by sy broers aan op 'n eed dat hulle sal sy bene na die land toe vat. Dat hulle dit sal doen. En hy het eintlik die voorbeeld van sy pa gekry. En voorbeeld van sy pa gekry. Heeltemal. En weer eens het dit ons teruggevat na Magpela toe waar ons was, waar dit so indruk op ons gemaak het,
oor presies hoe die hele graf van Magpela, nee, waar Adam en Eva, Abraham en Sarah, Isak en Rivka, Jakob en Lea begrawe is, nee. Waarom dit maak die aanspraak op die land, maak dit vas, maak dit duidelik. So, nou kan jy sien, eintlik wat Jakob hierso vir hulle sê is, hy maak hulle erfenis vas, hulle erfenis is dit wat aan Abraham gegee is. Die land wat ek sien, gee ek aan jou en jou nageslag. Dis waarna toe julle moet terugkeer. Moenie gemaklik raak hier in Mitzrayim nie. Dis eintlik wat hy sê. So dis 'n ononderhandelbare, hy lê die erfenis vas. Wat is ons derde een? Hy trek die toekoms na vore. So jy moet hierdie gedeelte baie mooi verstaan. Ek meen, dit word kronies misverstaan, partykeer opsetlik so. Jakob is nie besig om sy seuns voor te berei dat hulle 'n goeie dood sal sterf nie. Hy berei Israel voor om Mitzrayim te verlaat, selfs al gaan dit 'n paar eeue neem. So hy praat in die toekoms, want geen een van hulle wat nou voor hom staan, gaan daai toekoms sien nie. Die toekoms wat nie deur een van hulle beheer kan word nie, maar almal van hulle gaan dit erf. Nou, ek het hier so gelag, né? Die woord wat hier uitkom is, hierdie is verbond vooruitdenkendheid, as daar ooit so 'n woord bestaan, nou is daar ene, né? Met ander woorde, hy dink vooruit rondom die verbond en hy spreek uit rondom die verbond wat moet gebeur. So in kort, jy hou jou oog op daardie verbond, net soos wat jou Vader in die hemel dit voortdurend voor oë het. So Jakob is 'n vader wat hy's besig om te sterf, terwyl hy vorentoe kyk en dan spreek hy in geloof uit. Hy weier om ontrou aan sy Elohim te wees en sy kinders gaan dit weet. Mitzrayim word genoem hierso, Mitzrayim word verwerp, nog voordat die onderdrukking hoegenaamd begin het. So Jakob maak 'n punt daarvan om vir jou iets belangriks te vertel. Ballingskap is nie die gevaar nie, om jou te vestig daar, om te settle in Mitzrayim, dis jou gevaar. To settle is the real problem. Ons sien vorentoe in die geskiedenis hoe Jehuda weggevoer is in ballingskap na Babylon. En weet jy wat, dit is so lekker in Babylon, dat net 10% van hulle teruggekom het, saam met Ezra, Nehemia, Zerubbabel ensovoorts. Net 10 van hulle keer terug na die land toe. Waar het die verbondsvader Jakob se begeerte om die volk terug in die land te hê, waar het dit so verdwyn? Want jy weet hoekom gaan mense nie uit die diaspora kom en teruggaan na die land nie? Want dit is te lekker om nie gebonde te wees aan die 4 pilare van die verbond nie. Die land, die volk, die Torah en die naam van Jehovah nie. Hulle dink ek is in die diaspora, ek word nie met dieselfde maat gemeet nie. Dis vir die wat in Israel bly. Waarom is ons hart nie Israel gerig nie? Nee, waarom is dit nie Israel gerig nie? So iets wat jy gaan moet vasmaak, is die volgende. Ek gaan dit nou probeer mooi sê, want dit klink so 'n bietjie, net, hoe Afrikaans, soos jy sal sê, nee. As jy parasha Vayechi as 'n emosionele afsluiting beskou of rom, dan lees jy dit soos 'n westerling. Maar in die Hebreëse denkwêreld gaan jy sien, dit is 'n bevelvoerder wat hier praat. Hy gaan uitspreek, gaan dit nou vir mooi verduidelik. So hierdie is nou die uitleg van skrif, hermeneutiek, soos hulle dit noem. Hierdie gaan nie oor 'n sentimentaliteit nie, niks nie. Kry dit reg en Bereshit sal eindig so wat dit moet. Nie met dood nie, nie met vervullings van goed nie, maar dit eindig met iets wat oorgedra word met gesag in die geskiedenis wat moet kom. So dit is hoekom dit vir jou en vir my saak maak. Jy moet dit nie so kinder verstaan nie, jy moet baie versigtig wees om dit nie emosioneel toe te wy nie. Lees dit met oë deur die verbond wat met jou is. En dit is, ek wil amper sê, klinies. So, as jy hierdie duidelik verstaan, dan sê ek nou vir jou, jy moet weet, wat Jakob hier gaan sê, is hy maak die stryk vir dit wat in Shemot gaan kom, baie, baie duidelik. Ek sê nou vir julle, dis wie julle is, dis wie julle moet optree, want daar's 'n stryk in Mitzrayim vir julle.
So hy sê vir hulle, dis nou Jakob, hy sê vir hulle, as hulle sy woorde vergeet, as hulle Abraham en Jitsak vergeet, as hulle vergeet hoe die vaders deur die ander nasies hanteer is, en hulle gemaklik raak en hulle inburger in Mitsraim, dan stel hulle self op om in slawerny aan die nasies onder wie se dak hulle leef in te gaan. En ek en jy weet, dis presies wat gebeur, en dis wat ons volgende week gaan sien. So, jy kan nie wil sentimenteel hieroor raak nie, jy moet suiwer, verbondsgeoriënteerd daarna kyk, né? En besef wat is die gesag wat aan jou oorgedra word. Ek moet toch vir jou hierdie ene sê, hoe hanteer Torah die dood? Né? In die Torah bid die dood nie noodwendig die gesag of die autoriteit nie, hy konsentreer dit eerder. Hierdie is 'n baie belangrike beginsel, hy konsentreer dit. 'n regverdige persoon, Jakob is 'n regverdige persoon, sy dood word nie gemeet aan vrede, aan afsluiting of closure of troos nie, maar aan dit wat die sterwende een toegesien het, dat hy doen, sodat die verbond met Jahoua verseker kan word. Dit wat hy gedoen het om toe te sien dat die identiteit behoorlik oorgedra word, en dat hulle toekoms behoorlik gerig is. Weereens, die moderne westerse model, hulle sien die dood as finaal, die lewe is afgesluit, dan moet nou closure gekry word. Die laaste woorde is 'n emosionele herstel tipe dingetjie, en hulle fokus is eintlik maar persoonlike vrede. Die Torah werk nie op dieselfde basis nie. Ek gaan vir jou nou sê, hoe sien die Torah die dood? Jy moet kyk na Torah logika. En al hierdie gesoekery na mooi woorde om vir dit te verduidelik, kom ek uit op hierdie woord gesagkonvergensie. Nou wat op aarde beteken dit? Dit beteken dat op die oomblik van die patriarg, dis nou Jakob se dood, dan gaan al die afsonderlike strome van sy lewe, sy wettige regte, sy geestelike beloftes, sy fisiese erfenis, sy profetiese mantel, alles gaan bymekaar kom in hierdie enkele tydstip, soos wat hy nou hiervoor al sy kinders staan. Dit kom alles hier so bymekaar. Dis wat bedoel word, dit konsentreer hier vir een oomblik. Die sterfbed, of jy dit nou wil glo of nie, word op daardie moment die hoogste hof in die wêreld. Kom ons kyk net so klein bietjie meer na daai 3 strome wat so bymekaar vloei, so die konvergensie of die gesagssamevloeiing. Jy kyk heel eers na die verlede, met ander woorde na die verdienste van die vaders. Al die beloftes wat Jahoua aan Abraham en Jitsak gemaak het, word op die oomblik in Jakob gestoor. Hy is die enigste eienaar daarvan op die aarde. Dan die tweede deel waarna jy kyk is die hede, want nou moet daar 'n regsoordrag daarvan plaasvind. So, terwyl hy sterf, hy is nog nie dood nie, terwyl hy sterf, tree hy op as 'n regter. Hy het die gesag om die erfenis te sluit, hy besluit wie die dubbele porsie kry, dis Josef en Ephraim, en aan wie die scepter oorgedra word, is Juda. En dan is die derde ding wat saamvloei vir hom, is die toekoms. Sy woorde is nie meer totsiens nie, sy woorde is die DNA van hierdie toekomstige stamme. So, sy gesag, konvergeer of kom hier by mekaar om te bepaal hoe Israel 400 jaar later gaan lyk. So sy laaste woorde is verbondsspraak en dit gee rigting aan die generasie. So die identiteit is vas. Die seuns word genoem wat hulle werklik is, nie so wat hulle onthou wil word nie. Die karakter gaan hulle destiny voortbring, hulle erfenis is perseel, die land, die afkoms en die rol is gesluit. Daar's nie appelle daaroor nie, soos wat Jakob gesê dit is, so is dit. Hulle kan dit nie wysig nie. Die toekoms is bepaal, is gerig. Mitsraim as 'n tuiste word verwerp, nog voordat hulle onderdrukkend word. So hy praat al reeds van verlossing, nog lang voordat slawerny op die toneel verskyn, né? So kom ons kyk net na 'n baie kritiese Torah insig. Jy weet, jou verbondsmislukkings begin nie met 'n rebellie nie. Dit begin wanneer jy dit versag met sentiment. Jakob weier om dit te versag met enige vorm van sentiment. En hoekom sê ek dit? Want wanneer hy nou met Ruben praat en hoe hy praat, dan dink jy, dis dan rof om so met jou seun te praat, dis rof om so met Shimon te praat, verstaan jy? Maar hy
He calls 'n spade, hy draai nie doekies om nie, hy gee dit vir hulle met duidelikheid, nie om hulle te troos nie. En dis hoekom dit belangrik is, as jy gaan kyk na Shemot, as jy daai duidelikheid het van Parasha Vayechi, gaan jy verstaan wat moet uitspeel in Shemot. Maar as daai duidelikheid vervaag, kan ek nou vir jou sê, dan volg ballingskap, dan volg assimilasie, dan volg pyn en lyding, dan volg daai slawerny vir jou. So, wanneer ons dan gaan kyk na Vayechi, en mense stap weg, voel hulle getroos, dan voel jy's in lyn, jy's blootgestel en jy's aangespreek. Want dit is belangrik dat ek en jy moet weet, ons is aangespreek. Kom ons kyk na die eerste ding, wat Jakob vir Josef sê, hy laat hom kom, nee, begrawe my tog nie in Mitzrayim nie. Okay, kom ons lees die skrif wat dit sê. Wat sê hy daar? En Jakob het 17 jaar in Mitzrayim gelewe, sodat die dae van Jakob die jare van sy lewe 147 jaar was. En toe die dae van Israel naderkom, dat hy moes sterf, het hy sy seun Josef laat roep en vir hom gesê, as ek nou guns in jou oë gevind het, sit dan tog jou hand onder my heup en bewys my liefde en trou. Begrawe my tog nie in Mitzrayim nie. Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Mitzrayim en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord, ek sal doen ooreenkomstig u woord. Toe sê hy, sweer my dit tog. En hy het vir hom gesweer. Toe het Israel in aanbidding gebuig oor die koppenend van die bed. Begrawe my tog nie in Mitzrayim nie. Dis die heel eerste bevel voordat hy sy seuns seën. Hy verwerp enige vorm van 'n begrafnis in Mitzrayim. Hy eis 'n begrafnis in die land en hy bind vir Josef deur 'n eed. Sien jy wat ek sê? Dis nie sentiment nie. Hy wil hê dat Josef moet toesien dat hierdie verbond uitgevoer word. So ek wil amper vir jou sê, as jy gedink het, jy gaan nou met heimwee wat ook al, hou op. Moenie oppervlakkig lees nie. Nee, moenie oppervlakkig en anachronisties lees nie. So wat is anachronisties? Jy lees dit wat in Jakob se tyd gebeur het met 'n hedendaagse begrip, nie hoe dit toe op daai stadium verstaan is nie. Jakob is nie bang om in Mitzrayim te sterf nie. Hy is bang dat Israel hulle in Mitzrayim gaan vestig. Sien jy, let jy op na die orde. So voordat hy enigiets doen, orden hy sy sake. Voordat hy sy seuns seën, sê hy, so gaan my begrafnis lyk. Voordat hy enigiets anders doen, voordat hy profetiese verklaring maak, sê hy, begrawe my nie in Mitzrayim nie. Voordat hy hulle bestemming uitspreek, sê hy, julle begrawe my nie in Mitzrayim nie. Dit klink so, Christus, kom herhaal jy dit. Ek wil hê jy moet verstaan hoe belangrik is die verbond en die land en die Torah en Vader vir Jakob en wat vir my en vir jou moet wees, wat deel is waarskynlik via Efraim van die land. As ons nie deel is via Efraim nie, ons is ingeënt as gevolg van die afgehandelde werk van die Messias. So ons moet hierdie selfde mindset hê. Ons het nodig om daarna te kyk wat ons dit het. So waar jou bene rus, daar verklaar jy rus jou verbond. Wat verteenwoordig hierdie Mitzrayim, hierdie Egipte? Wat verteenwoordig hy? Hy verteenwoordig mag sonder 'n belofte, voorspoed sonder dat daar vir jou erfenis is, oorlewing sonder dat dit jou destiny is. Jakob verstaan iets wat moderne lesers vir my. Ballingskap is verleidelik. Mitzrayim het hulle gevoer, Mitzrayim het hulle beskerm, Mitzrayim het Josef verhef, en dis presies hoekom Mitzrayim so gevaarlik is. Dis hoekom Jakob 'n eed afdwing, nie 'n versoek nie, nie asseblief, of as hy nie omgee nie. Hy roep 'n eed op, wat verbondsverantwoordelikheid van Josef gaan verg. En dan buig hy sy kop in aanbidding op die bed, nie van swakheid nie, as 'n finale gesag. Kan jy sien, die pa reageer nog steeds op hierdie vertelling. So, kom ek sê vir jou, as die patriarg weier om in Mitzrayim begrawe te word,
Wat sê dit oor jy weet hierdie gemeenskappe wat so gemaklik raak in ballingskap, of dit in Babylon is en of dit nou in Amerika is en of dit nou waar ook al is. Het jy 'n verlange na jou erfenis? Wanneer het jy opgehou verlang na jou erfenis? So as Jakob sy identiteit in die land anker, selfs terwyl hy besig is om te sterf, watter verskoning het ek en jy as die lewendes? Mitzrayim, dink jy, kan jy onderhou? Mitzrayim kan jou beloon? Laat ek jou ding sê, Mitzrayim kan jou nooit definieer nie. Jy sien, dis hoekom die boek van Bereshit ons leer hoe slawerny begin, nog lank voor hulle hierdie kettinge uithaal, nee, lank voor hulle dit doen. Wees gedefinieer as 'n seun van Israel. Goed, erfenis is nie outomaties nie, dit word onderskei of dit word besin. Jy kry dit in Bereshit 48 vers 1 tot 7 en 13 tot 20. So, voordat Jakob dan nou sy eie seun seën, dan doen hy iets radikaals. Hy neem Josef se 2 seuns aan as sy eie. Hy verhef hierdie 2 klein seuns tot stamstatus. Hy vou sy hande wetend en die geboortevolgorde word verander. So weer eens kyk na Vader se verbondsvisie wat hy dan deur die oorkruis seun van Jakob bepaal. Dit geniet voorrang. Lees dit. Na hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel. Kyk, u vader is siek. Toe neem hy sy 2 seuns, Manasse en Efraim, met hom saam. En hy het aan Jakob berig gebring en gesê, kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarna het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit. En Jakob het vir Josef gesê, El die Almagtige het aan my verskyn by lus in die land Kenan, en my geseën en vir my gesê, kyk, ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder, en jou tot 'n groot aantal volke maak, en ek sal aan jou nageslag na jou hierdie land as ewige besitting gee. Nou dan, jou 2 seuns wat vir jou in Mitzrayim gebore is, voordat ek in Mitzrayim na jou gekom het, is myne. Efraim en Manasse sal myne wees, net soos Reuben en Simeon. Maar jou nakomelinge wat jy na hulle verwek het, sal joune wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word, en daardie een se erfdeel. En toe ek van Padan gekom het, het Rachel by my gesterf in die land Kenan, op die reis toe daar nog 'n kort eindpad was, om by Efrat te kom, en ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat. Dit is Bethlehem. En Josef neem hulle 2 Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel, en hy bring hulle by hom. Toe steek Israel sy regterhand uit, en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse. Hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. En hy het Josef geseën en gesê, die Elohim, voor wie se aangesig my vaders Abraham en Jitsak gewandel het, die Elohim wat my as herder my lewe lang gelei het, tot vandag toe. Die boodskapper wat my uit elke teëspoed verlos het, mag hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word, en die naam van my vaders, Abraham en Jitsak, en mag hulle vermeerder in die land in oorvloed. Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë, en hy die hand van sy vader gegryp, om dit van die hoof van Efraim op die hand van Manasse oor te bring. En hy het nou nogal gedink, hy het die reg om sy vader hier terecht te wys, né? Nogal redelik arrogant sou ek sê. Ja, maar miskien wou hy nou net so 'n paar help, maar weet jy wat? Jy gaan ook sien wat hier gebeur, is, kyk hoe hanteer Jakob dit. En Josef het sê aan sy vader, nie so nie my vader, want hierdie een is die eerstgeborene. Lê u regterhand op sy hoof. Maar sy vader weier en sê, ek weet my seun, ek weet.
Hy sal ook 'n volk word en hy sal ook groot word. Nogtans sal sy jongste broer groter wees as hy en sy nageslag sal 'n groot aantal nasies word. So het hy hulle dan daardie dag geseën en gesê, met jou sal Israel 'n seën toewens met die woorde, mag Elohim jou maak soos Efraim en soos Manasseh gestel. So ons sien hierso dat die erfenis is nie outomaties nie, dit word onderskei. Met ander woorde, Jakob doen dit met hierdie twee seuns soos wat Elohim dit bepaal het. So wat doen hy eintlik? Hy herstruktureer die stamme van Israel deurdat hy Josef se twee seuns aanneem. So kan jy sien Josef as die eerstgeborene van Rachel, dit ontvang dan op daai manier die dubbele erfenis. Maar jy sien ook dat Reuben verloor stilweg die posisie van die eerstgeborene en die stamkaart van Israel word hier permanent verander. Hou in gedagte, Jakob doen al hierdie goed terwyl hy blind is. So ons moenie blindheid romantiseer nie. In die Torah is blindheid dikwels 'n teken van geestelike helderheid. Josef neem aan dis 'n fout. Hy probeer sy pa reghelp, nee, en hier is 'n ding wat ons moet leer, nee, en ons kinders moet leer, want hulle kinders is baie gou vandag om die leierskap uit hulle vader se hand uit te wil vat of hulle ouers se hand wil uitvat, soos wat so stilwerk word dan maar net van Reuben gepraat. Wat het Reuben gedoen nou? Reuben wou die eerstgeboorte reg wil hy afdwing deur by sy vader se vrou te slaap, Bilha, by haar te slaap. En dit het hom gekos. Verstaan jy? So kinders, maak nie saak hoe oud hulle is nie, moet bitter versigtig wees wanneer hulle die ouers wil korrigeer. Daar is plek vir bespreking en oortuiging, maar die manier hoe jy dit doen, moet jy baie versigtig oor wees. So Jakob weier hierdie regstelling, want hy weet presies wat hy doen, en dis 'n profetiese onderskeiding. Jy kan sien, Josef het dit aanvaar, né? Hy het nie weer iets gesê nie. Ons sien dat Efraim is dan nou bestem om onder hierdie nasies te vermeerder. Manasseh gaan ook groot wees, maar Efraim gaan die geskiedenis vorm. Nou weer eens, erfenis in die koninkryk is nie demokraties nie, dis responsief. Wat beteken dit? Dit beteken om vinnig, positief en toepaslik op iets of iemand te reageer. Want nie almal kan dieselfde gewig vorentoe dra nie. Nie elke eerstgeborene bly die eerstgeborene nie. Nie elke posisie is permanent nie. Jakob leer hierdie toekomstige Israel. Die verbond word ontvang, roeping word onderskei. Jou destiny word jou toegewys, jy aanvaar nie sommer net dis jou destiny nie. En dit berei ons voor vir die volgende wat gaan kom. Want hierdie klein seuns kan verhoog word en hulle kan gelykgestel word met hulle ooms, die seuns. Ja, maar hier is regtig 'n waarskuwing vir ouers ook. Jy moet sorg dat jy by Vader hoor. Jy staan, want daar gaan van jou verantwoordelikheid geëis word. So as jy nie hoor nie, en jy staan nie in jou autoriteit nie, en jy laat toe, of dit 'n eerstgeborene seun is, en of dit wie ook al is, watter kind ook al is, ja, daar gaan van jou verantwoording geëis word. Maak seker dat jy het by Vader gehoor. Absoluut. En dat jy jou autoriteit opneem. Jy kan nie terugstaan en dink, ek gaan hierdie man net laat gly nie. Nee, wat ek sien nie kans vir hierdie konfrontasie nie. Jy is verantwoordbaar. Dit is jou autoriteit, dit is jou verantwoordelikheid. Jy kan nie. Wat jy eintlik so vir ons sê is dit. Jy bly die leier van jou huisgesin, van jou kinders. Die kinders word nooit die leier van jou nie. Presies. Die kinders kan nie wil kom en goed afdoen. Dis wat ons gesien het, net onder andere met Josef, en Josef dink ek nie, het dit negatief bedoel of probeer om sy pa se plek in te vat nie, hy wou net sy pa reghelp. Hy het nie gedoen wat Reuben gedoen het nie. So, jy bly verantwoordelik vir jou kinders,
al is hulle 80. Maar liefste, is dit nie 'n kwessie van ons sien dit so uitspeel. Ek gaan op Facebook en ek het die laaste tyd net besef, nee, ek dink ek moet dalk 'n breek van Facebook vat. Want ek wil amper sê die nonsens wat hier vandag se generasie vorendag mee kom en dink hulle weet beter as wat die ouer geslagte weet. Ek staan verstom. Ek kan nie my kop skud. Want die resultate van die ouer geslag het gewys dat dit was goed gewees. Maar somehow het hulle nuwe dinge ontdek. Somehow het hulle besluit, hulle is nou die autoriteit, hulle weet beter en hulle sal dit probeer afdwing. En hulle sal dit probeer afdwing op hulle ouers ook. Dis presies wat ek sê. Hulle sal probeer om dit te doen. En weet jy wat? Dis nie Torah nie. Dit is nie, julle as julle weet, hoeveel mense reik uit na ons oor hierdie einste storie, dat ons kan nie anders as om hierdie te moet aanspreek. Ja, met ander woorde, wat ons sê is, ouers moet die autoriteit neem. Jy is die leier, jy vra nie die toestemming, verstaan jy dit? Dit is nie 'n demokrasie nie. Dit is nie so nie, jy is eer jou vader en jou moeder. Hoe gaan jy vereer word? Deurdat of hulle nou met jou saamstem of nie saamstem nie, gaan jy die regte besluit moet neem. Ja, jy doen dit, jy bid daaroor, dit is so. Maar weet jy, ek sê weer, wat ons sien vandag, ek het nogal aan die voorbeeld gedink. Weet jy, baie matrieks maak nou klaar met hulle hoërskoolloopbaan en dan word hulle universiteit toegevat en dan is dit asof die ouers hanteer hulle asof hulle klein gooitjies is. En hierdie gooitjies kom sê vir die ouers wat om te doen. Dit is nie hoe dit werk nie. Dis 'n kwessie van, jy bepaal jou kind se toekoms, gaan nou meer daaroor praat. En julle, dit is vir my die hartseerste is, hoeveel berading moet ek doen om dan tussen, want nou kom hierdie kinders tussen man en vrou. Ja, dis wat hulle doen. Julle, dit is, ek wil sê, scary. Jy moet, ek het vir soveel hierdie laaste tyd gesê, moenie 'n Eli wees nie. Jy kan nie jou kinders se optrede, al is dit hoe verkeerd, jy mag dit nie regverdig nie. Ek gee nie om wie jy is nie. Jy mag dit nie doen nie. Jy sien, jy sit met 'n probleem. As jy 'n 60-jarige tiener nog steeds in jou huis het, ja, dis die waarheid. Dit is so, 60-jarige tiener. Daar kom 'n tyd wat jy met selfs hierdie volwasse kinders moet praat en regheid moet wees en nie moet toelaat dat hulle die leier word in die huis nie. Hy neem 'n posisie in wat skriftuurlik nie vir hom gegee word nie. Precies. Goed, En dan is dit nie daai kind wat die probleem is, maar juist die probleem. Jy is 'n ouer, is dan is, maar dit is weer eens soos wat jy nou gesê het. Dis presies. Eli het nie vir Hofni en Pinehas reg gehelp nie en dit het hom sy lewe gekos en hulle lewens ook. Goed. Kom ons praat net vandag so 'n bietjie oor die messiaanse betekenis, né, vanuit die Hebreëse oogpunt, nie noodwendig Christelik nie. Hoekom maak dit vir ons saak? En ons sê ons kyk na die Hebreëse denkvorm. Ek het gesê hierdie gaan nie oor sentiment nie. Dit gaan oor hoe verlossing in die geskiedenis gaan inkom. Ons gaan sien dat selfs met Yeshua maak die geboortevolgorde saak, die stamboom maak saak, die sigbare sterkte maak saak, die institusionele verwagting maak saak en dat hy deur die onderskeie verkiesing erken word. So dis presies wat Jakob nou hier modelleer. So wat het ons gesien? Weereens, die Messias kom ook na vore deur 'n omkering. Jitsak word gekies bo Ismael, Jakob word gekies bo Esau, Josef word gekies bo sy broers, Efraim word bo Manasse gekies. Hierdie is nie lukraak nie, dis 'n Torah patroon, né? Die Geula kom deur 'n onverwagte lyn in. Die Messias was nie die voor die hand liggende erfgenaam nie. Hy is die een wat deur die hemel gekies is, nie deur die kultuur nie. Belangrik. Goed, ek gaan nie te veel sê oor die dubbele gedeelte eintlik hier nie. Ek wil net sê dat die verlosser was nie eers gekroon nie, hy is eers getoets. Yeshua is eers getoets. Wanneer hy kom, word hy gekroon. Dis die prentjie wat jy uit hierdie parasha uit behoort te kry.
Josef is 'n lewende prototype. Hy word deur sy broer verwerp, hy word versteek tussen die nasies en dan later word hy as heerser en redder onthul. Dit is messiaans sonder om gehelleniseer te word. Efraim natuurlik, hulle het die opdrag vir die verborgde vermenigvuldiging. Met ander woorde, Jakob kom en hy verklaar, sy saad sal Melo Hagoyim word, hulle sal 'n volheid onder die nasies word. Dit beteken nie dat Israel vervang word nie, dit beteken net, hulle is versprei onder die nasies met 'n doel, via verstrooiing, verberging of vertraagde erkenning. En dit is die verwagting dat die Messias teenwoordig sal word voordat hy herken word. Goed, ek wil net die punt maak, kom dat ek julle kan vertel wat gaan in die toekoms gebeur. Het ons hierdie skrif al gelees? Yes. Goed, hy sê, kom versamel julle self, ek sal jou vertel wat met jou gaan gebeur. Dis nie as hy sê, ek kom nou seën uitspreek nie, dis amper soos 'n vonnis wat kom. Jakob roep die seuns op soos 'n regter beskuldigdes opkom. Versamel, kom hier by mekaar. Hou op om agter die stamme of die geskiedenis weg te kruip. En ek gaan jou vertel, nie fortuinvertelling nie, ek gaan jou sê, wat is jou gebaande weg? Wat is die plan vir jou? So, wat gaan hy nou doen? Hy gaan hulle karakter interpreteer, hy gaan die gevolge van hulle vrylating interpreteer, hy gaan die geskiedenis vir hulle gaan hy vorm. Jy kan sien, alles verbondspraak. En die oomblik wat Jakob as hierdie goed klaar gesê is, dan bind dit al die geslagte wat daarna gaan kom. Kyk byvoorbeeld Ruben. Ruben, jy is my eerstgebore, my krag en die eersteling van my sterkte. Die vernaamste in hoogheid en die vernaamste in mag. Regtig. Hy is eerstgebore sonder 'n regering. Hy is so onstabiel soos water. Sy gesag is sy roep. Ruben het alles, maar alles gehad wat vir hom gewerk het, behalwe een ding. Ruben het nie selfbeheersing gehad nie. En Jakob noem dit in sy toespraak die eerste krag. En dan in dieselfde asem, dan verwyder hy eintlik Ruben se toekoms, want nou is hy nie meer die eersteling nie. Ruben het nie besef dat leierskap sonder dissipline is 'n selfsabotasie nie. Moet ek dit weer sê? Leierskap sonder dissipline is selfsabotasie. Is 'n Torah beginsel dat as jy onbeheerde begeertes het, dan diskwalifiseer jy jouself van 'n gesagsposisie. Jou onbeheerde begeertes diskwalifiseer jou van enige gesagsposisie. Wat word van Ruben? Hy word 'n stam van huiwering, nie 'n stam van leierskap nie. Gaan kyk nou wat gebeur in Parasha Korach. Jy kan sien die potensiaal wat vermors is. Dit was die oordeel wat oor hom uitgespreek is. Dit gaan jy sien. Dit is eintlik tragies, né? Dis baie tragies. Kom ons kyk gou na Shimon en Levi. Shimon en Levi is broers. Hulle wapens is werktuie van geweld. Nou die rede hoekom ek dit vir jou daar sê is, hoor nou mooi, hy sê, dis Jakob wat praat, hy sê, laat my siel nie kom in hulle raad nie. Ek wil met dit wat julle het, hierdie wapens wat julle het, net mooi niks te doen hê nie. Dit is op pad na Avodah Zara, met ander woorde afgoderry, afgodsaanbidding. Kom ek lees in die skrif klaar, en dan gee ek vir jou 'n voorbeeld. Want hierdie handel alles oor onbeheerde ywer. Vers 6. Laat my siel nie kom in hulle raad nie, laat my eer nie eens wees met hulle vergadering nie. Ek wil nie een met julle wees nie, ek skei my geheel en al af van dit wat julle doen. Wil niks met dit te doen hê nie. Want in hulle woede het hulle manne doodgemaak en hulle moedswilligheid het hulle beeste vermilk. Zimri en Cosbi. Dis Parasha Pinchas. Zimri was van die stam van Shimon. Jy kan sien wat het hy gedoen. Hy het geval vir Biljam se advies aan Balak en hy het met die Moabitiese Cosbi deurmekaar geraak. Was dit Midianities? Deurmekaar geraak en hy wou daai vermenging inbring. Jy sal sien, jy kan die hele storie later vir jouself gaan lees, dat hy het openlik gerebelleer teen dit wat Moshe en Joshua vir hulle te sê gehad het. En wanneer Zimri se voorgeslagte beskryf word, dan is Zimri die seun van dit, wie die seun is van dat, wie die seun is van dat, maar dit stop, wat nie sê, dis die seun van Jakob.
Hy sê hy is 'n seun van Shimon, maar hy sê nie hy is 'n seun van Jakob nie. Met ander woorde, jou optrede kan jou bestemming, jou destiny vir jou uitwis. Baie mooi. Jy word nie gekoppel aan Jakob nie. So, hoe hulle opgetree het in Shechem was nie geregtigheid nie, dit was wraak. Jy moet sien, hier is 'n kritiese onderskeid. Ywer is nie gelykstaande aan heiligheid nie. Woede is nie gelyk aan gesag of autoriteit nie. Ons sien, Levi later kry 'n verlossing, en hy word dan die Levitiese nasie wat die Torah gaan verkondig, maar Shimon, wat word van hom? Jy hoor nooit weer eintlik enigiets van hom, behalwe, jy weet nie, jy hoor nie eens dat hy by Teshuvah uitgekom het nie, nooit nie, jy hoor dit nie. Jehuda, kom ons praat oor Jehuda. Jehuda is 'n jong leeu, van die roof af het hy opgeklim, my seun, hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuwin. Wie sal hom opjag? Die scepter sal van Jehuda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit, totdat Shiloh, dis die Messias, tot Shiloh kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Hier is die uitspraak al klaar, dat die Messias gaan uit die stam van Jehuda uitkom. Goed, so die scepter sal nie wyk nie, die gehoorsaamheid aan die volke is hier 'n baie belangrike ding. Hoekom word Jehuda gekies? Hy is nie volmaak nie, hè? Jy kan maar gaan kyk na sy hele storie met die Kanaanitiese vrou en Tamar en dis meer. Hy leer koningskap met selfbeheersing in die proses. Koningskap in die Torah is nie dominansie nie. Hy het selfbeheersing geleer, hy het geleer om verantwoordelikheid te neem, en hy het geleer om sy eie lewe neer te lê ter wille van ander. So, weer eens, hy konfronteer sy mislukkings, hy neem verantwoordelikheid, hy neem iemand anders se plek in. Kan jy sien hoe die messiaanse verwagting in Judaïsme hieruit gegroei het? Hier is die reël geanker. Jehuda het dit geanker. Jakob sê, dit kan nie verander nie. Hy maak dit vas met daai 3 ononderhandelbare punte. Dis wat hy gedoen het hier. Ek wil nie te veel oor al die ander broers sê nie, ek wil net so hier en daar ietsie uitlig. Zebulon en Issachar, hulle fokus is op handel en die Torah, en ook op troos en diensbaarheid. Dan is die een wat die regter van word, 'n regter van Israel. Baie duidelik, ek wag vir u verlossing. Die probleem net met Dan is, sy roeping mag geregtigheid wees, maar sy gevaar is manipulasie. Hierdie slangbeeldspraak wat hy het, wys op sy indirekte krag of 'n verrassingsaanval wat hy kan doen. Maar jy sal sien, dit is Dan wat later die afgoedery, die bul in Dan en wat was die ander ene? Dis Beersheba, waar die 2 goudkalwers moes geplaas het, né? Dan is hy word nie eens genoem in Openbaring nie, in die boek Hazam nie. So, ja, as jy geregtigheid het, wat jy jouself ontkoppel van jou wil, dan sien dit gaan gou omgesit word in korrupsie, en dan is die voordeel daarvan. Gad, hy is die ou wat op die grens bly, jy sal onthou, Gad en Reuben, hulle wou aan die ooste kant van die Jordaan, wou hulle bly, maar hulle het eers gehelp om die res van Israel in te neem, maar hy wat Gad is, of die stam van Gad, is een wat altyd die eerste aanslag kry, en hulle is die stam wat uithou verboe het, hulle is die eerste verdedigingslinie. Asher en Naphtali, hulle is die wat voorsiening maak, en hulle is ook goeie sprekers, né? So by hulle is dit 'n kwessie van spraak, moet die waarheid dien. Dan kom ons by Josef. Josef sien ons, hy is die leidende regverdige wat regeer. Dis die ou wat aangeval is, wat nie gebreek is nie. Hy is soos 'n boog wat stewig gebly het. Hy is alles wat Reuben nie was nie. Voordat Reuben onder begeerte instorde, ek meen, jy kan sien, hy het in mekaar geval. Hy het geval vir die begeerte. Josef het bly staan onder druk. So hy is letterlik die prototipe van iemand wat ly sonder bitterheid. Hy is die prototipe van iemand met gesag, wat nie wraakgierig is nie. Hy is die prototipe van iemand met mag,
maar wat nie toelaat dat hy geassimileer word in Egipte of enige ander nasie nie. So hierdie word dan nou in die Hebreëse denke die verborge verlosserpatroon. Jy verwerp, jy is verborge, jy word bekendgestel, baie kom tot redding as gevolg van jou. Kan jy sien dis die patroon wat Yeshua het? Die presiese patroon, dis hoekom hy die prototype is. Efraim en Manasse, hulle vermenigvuldig, hulle is ook die met die geheue, hulle is vrugbaar onder die nasies. Ek gaan nie veel oor hulle sê nie. Efraim vermeerder na buite, Manasse vermeerder innerlik. So jy kan sien die verspreiding gaan doelbewus wees, want jy het nodig om 'n diep studie oor te maak. Dan Benjamin, as jy waaroor ek wil praat, weet jy toe ons by Bible Hill was in Mei maand hierdie jaar? Wel, dit is eintlik verlede jaar, né? Ja, en dis so. Toe ons by Bible Hill was in Jerusalem, toe het ons gekyk na die boek van Josua, ek dink dis hoofstuk 16, en van die plek waar ons gestaan het, kon ons baie duidelik sien, dis die gedeelte wat aan Benjamin toegeken word, en dis die gedeelte wat aan Jehuda toegeken is, hulle grens mos aan mekaar. Hoe word Benjamin gesien? Né? Mense het gedink dat hy is nou die jongste, maar hy is een wat met 'n onbeheerste felheid burgeroorlog veroorsaak het. En dit kan jy aan Rigters 19 tot 21 gaan kyk, en hulle, as gevolg van daai oorlog, het hulle 'n baie klein stam geraak. Tog, uit Benjamin kom die eerste koning, dis Saul, en kom die apostel Shaul, of Paulus dan. Hy sê baie duidelik, hy is uit die stam van Benjamin. So hy word gesien soos 'n hongerige wolf. So ons het hierso die twee verlossingslyne, Jehuda en Josef. Uit Juda word die koningskap geopenbaar volgens die woord van Jakob, en uit Josef uit volgens die woord van Jakob word die verborge bevryder. Kan jy sien hoe speel dat toe? En dis hoekom is dit, wat is dit? Esegiel, hoeveel wat praat van die twee, as jy sê van 36 of 37. Dit praat van die twee huise wat weer een word in Vader se hand. So hulle, die een dra die kroon, en hulle is nie mededingers met mekaar nie, hulle vloei saam, so wat ons net bespreek het. So, ja, jy kan sien dat die boek eindig vorentoe, ons praat van die bene wat wag vir verlossing. Ons het gesien, Josef het ook geweier om Egipte as die finale rusplek te vat, net soos wat hy gemaak het met Jakob. Maar hierdie hele boek van Vayechi, of van Bereshit, eindig nou in Vayechi, en jy kan sien, daar is soos 'n brug wat nou oorgaan na Shemot toe. Nee? Hierso vertel hy vir jou, daar gaan 'n ballingskap kom, want julle gaan geassimileer raak, julle gaan rustig raak, en julle gaan settle in hierdie plek, waar julle nie moet settle nie, julle oog moet daarop wees om terug te keer na die land toe, en dan ten spyte van die absolute duidelikheid wat Jakob uitspreek, val sy nageslag in hierdie trap, en moet hulle verlos word 400 jaar later. Goed, so jy kan sien, Bereshit eindig nie met 'n vervulling nie, dit eindig ook nie met vyande wat vernietig is nie, dit eindig met 'n toekomsvisie. So dis nie 'n vervulling nie, maar dit gaan oor die getrouheid van die vaders. Goed, en dan wat ons aan die einde kom van 'n boek, so wat ons aan die einde van die boek van Bereshit kom, dan sê ons Chazak, Venit Chazek. En dit beteken, wees sterk en mag ons versterk word. En daai woord, Chazak, kan ook beteken, en gee hom vir jou in Engels, to be bound to be attached to support, to preserve, to strengthen, to have courage, to hold fast. So jy kan sien al die speel uit, jy moet hierdie boek aan jou vasmaak, maak dit deel van jou.